As jy 'n skaapboer is, dan het jy seker al die emosie ervaar vir wanneer dit droog is. As dit regtig daai rampdroogte toestande kom en die wêreld wil net eenvoudig nie kom reën nie. En die veld is klaar en die kos is klaar en die geld is min om voer te koop vir jou diere. Dit is 'n magtelose gevoel wat oor jou kom en jy weet nie regtig hoe om dit te hanteer nie. En al daai emosies wat daarmee saamgaan. Ek onthou as kind, ek het daar in die suide van Namibië op 'n skaapplaas groot geword. En ek onthou as daai warm westewinde so begin waai, daar van oor die Namib-woestyn, dan is dit so 'n moedelose gevoel wat op jou neerdal en jy weet nie, jy sien daai droogte, jy voel daai droogte. Dit is nie 'n lekker emosie om te ervaar nie. Maar dit kan ook wees dat veediefstal byvoorbeeld. Jy's kwaad, jy's vies omdat die regering oor die mense wat jou skaap steel. Hoekom kan nie jou goed alleen los en uitlos nie? Of die gevoel van 'n siekte wat uitbreek, dalk brandsiekte of so slengdalkoors of iets en jy kry dit nie onder beheer nie en dit vrek of dis goed soos ensootiese aborsie, die oeye aborteer. Daai emosie en ervaring wat daarmee saamgaan. Dit is wat boere elke dag ervaar. Ons hoor baie keer dat mense sê, jong, maar die boere kla net. Maar ek meen die boere is uitgelewer aan die omstandighede, is uitgelewer aan die natuur. So en hulle ervaar elke dag hierdie emosies. So in hierdie video gaan ek 'n bietjie kyk hoekom denkwyse sukses bepaal. Hoekom dink jy wat jy dink, waar kom daai emosies vandaan? Ons gaan 'n bietjie in diepte kyk daarna. Welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. En ek help kommersiële boere om hulle boerdery te vat na die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy meer wil leer of meer te wete wil kom, ek het 'n e-boek, elektroniese weergawe, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery, waarin ek al hierdie goeders bespreek. So jy kan reg onder hierdie video is daar 'n skakel wat sê die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Gaan klik op daai skakel en dan sal jy toegang kry om die e-boek aan te skaf, sou jy dit wou doen. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie hoekom denkwyse sukses bepaal. Jy het seker al baie gehoor dat mense sê, jong, jy moet net 'n positiewe persoon wees. Jy moet net positief dink oor goeders, dan sal die dinge vir jou uitwerk. Jy het 'n negatiewe mindset of jy het 'n positiewe mindset. So nou wat word daarmee bedoel met hierdie positiewe ingesteldheid of negatiewe ingesteldheid? Sê hierso ingesteldheid is gelyk aan denkwyse. Nou as jy gaan kyk binne jou eie boerdery en jy gaan kyk na nie net jou boerdery maar ook jou eie lewe, wat is as jy al gaan kyk na al hierdie goeders en sê wat is jou grootste vrees in jou lewe? Wat is die grootste vrees in jou boerdery? Wat is die grootste frustrasies wat jy huidigelik het? Of jy gaan kyk wat is die grootste uitdagings wat voor jou staan? Of wat se struikelblokke is daar wat jy moet oorkom? En wat se oplossings het jy vir daai struikelblokke? Wat se foute het jy al gemaak in jou boerdery? En wat het jy geleer uit daai foute uit? En dan as jy gaan kyk na besluitneming, hoe maklik of hoe moeilik is dit vir jou om besluite te neem? Hoe lyk jou finansies? Hoe ervaar jy jou finansiële posisie? Is jy ongemaklik? Is jy bekommerd oor jou finansies? Dan wat is dit wat jou laat twyfel in jou boerdery of in jouself of in jou vermoëns? Wat is die goed wat jou motiveer? Wat maak dat jy elke oggend opstaan en aangaan? Wie is die mense na wie jy opkyk? Wie is die mense wat jy graag as mentors sien of wat jy graag in hulle spore of hulle wil stap of hulle sukses behaal? Dan wat beteken sukses vir jou? Hoe lyk sukses? As jy met sukses gaan definieer, wat is dit?
Hoe lyk 'n ideale lewe vir jou? Hoe lyk jou ideale boerdery? Wat is as jy gaan dink oor dit en hoe voel jy daaroor? Wat is die emosie wat jy ervaar? Wat is jou drome en jou visie vir jouself, vir jou boerdery? As jy oorvloed kan hê, as geld nie 'n probleem is nie, en tyd is nie 'n probleem nie, wat is dit wat jy graag sal wil doen in jou lewe of in jou boerdery of so? En hoe dink jy daaroor? En wat is die goed wat jou terughou? Wat is dit wat wil jy bereik in jou lewe in terme van groei en potensiaal, jou ontwikkeling van jou potensiaal? Hoe lyk jou volle potensiaal vir jou? En dan as jy dink aan jou erfgename en jou kinders, wat is dit wat jy wil nalaat vir hulle? Hoe wil jy hê die mense moet jou onthou? Hoe dink jy daaroor? Wat is jou denke daaroor? Wat is jou ingesteldheid daarteenoor? Wat is jou ingesteldheid teenoor jou gemeenskap in terme van jou boerderygemeenskap of jou dorp waar jy bly? En wat is prioriteite vir jou? Hoe lyk jou prioriteite? Hoe dink jy oor jou prioriteite? Hierdie is alles goed waaroor 'n mens dink en dis alles goeters wat emosies by 'n mens wakker maak wat jy ervaar. So in terme van dit, en die vraag is, wat is jou ingesteldheid daarteenoor? Hoe dink jy daaroor? Sir Arthur Conan Doyle het gesê, when you have eliminated all that is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. So, as jy nou deur al daai vrae gegaan het, en jy het nou al die vrese en die frustrasies en al die goeders deurgewerk, en jy het nou alles gaan elimineer wat onmoontlik is, want baie keer is daar vrese en goeders wat jy het, maar dit is onmoontlik. Maar as jy alles geëlimineer het wat onmoontlik is, dan is dit wat oorbly, is hoe onwaarskynlik ook moet die waarheid wees. Nou die groot vraag is, kan jy hierdie goeders hanteer? Al hierdie vrese en frustrasies en uitdagings wat jy het, kan jy dit hanteer? En die antwoord is absoluut ja, 100%. Jy het die ingebore kapasiteit om dit te kan hanteer. Partykeer voel dit vir jou of jy nie die vermoëns het nie en of jy tekortskiet, maar ek kan jou waarborg dat jy het die ingebore kapasiteit om alle probleme en uitdagings te oorkom. Want gaan vat jouself of gaan kyk net na klein kindertjies. Hoe gaan hulle te werk? Nou, as ons praat van ingebore kapasiteit, dan praat ons van jou vermoë om rigting te kry, jou uithou vermoë, jou vermoë om kreatief te wees, jou uniekheid, jou instink om teenwoordig te wees in die oomblik en ook jou koneksie met ander mense. Nou as jy moet net klein kindertjies gaan dophou, dan sal jy presies sien waaroor dit gaan. Klein kindertjies as hulle begin op baie stadium kom, dat hulle begin ontdek en agterkom wat aangaan. Ek bedoel, hulle weet presies, as hy op daai stoel wil klim, dan weet presies waartoe hy op pad is. Jy hoef nie vir hom te sê hoe hy moet daar by daai stoel uitkom nie. Hy werk sy eie pad uit na daai stoel toe. En dan gaan hy op daai stoel probeer klim. Nou al val hy 100 keer af van daai stoel af en stamp sy kop en hy sal aanhou tot hy dit reg kry wat hy wil doen. So hy die uithou vermoë natuurlik om dit te doen. Dan die kreatiwiteit wat hulle gebruik om daar op te klim, om op daai stoel te kom. As hy dit nie reg kry die eerste keer, gaan kyk 'n bietjie hoe kreatief is hulle om uit te werk, wat moet hy alles doen, hoe moet hy die voet eers opsit of moet hy iets nader sleep. Die ingebore kreatiwiteit is daar. En dan kan jy maar gaan kyk na kindertjies. Elkeen is uniek. Elkeen het sy eie manier van operate. So gaan kyk maar net as kinders byvoorbeeld begin kruip. Party van hulle loop aan 'n 4-voet, party skuif so op die boude rond. Party werk hom so met die een been vorentoe en die ander been vorentoe. Party op die maag. So elkeen het sy eie manier, sy eie unieke manier. Elkeen is uniek gevorm. So jy is ook uniek
in wat jy doen en hoe jy lyk en so daar is niemand anders in die wêreld wat soos jy is nie. Dis maar net jy so aanvaar dit en koester dit. En dan die instink wat jy het is daai aanvoeling. Dis 'n ingebore ding wat binne, dit is 'n natuurlike ding. Dit help jou om te oorleef en die mens is baie goed in daai oorlewing instink vermoë van hom. En dan die teenwoordigheid is om in die oomblik te wees. As jy byvoorbeeld gaan kyk na kleintjies, hulle kan letterlik binne sekondes van uit sy maag uit lag na huil, na snot en trane en dan die volgende oomblik dan lag hy weer en dan huil hy en dan lag hy. So hulle beweeg tussen daai emosies soemloos binne sekondes. En hoe ouer ons word, hoe moeiliker raak dit vir ons. Ons begin, want ons koppe word te mekaar gemaak. Ons kan nie meer die emosies net vat vir wat dit is nie. Ons dink dit kom van iewers anders af. Ons dink as mense, ons begin dink oor wat ons dink. En dis waar die probleem inkom. So ons is nie in die oomblik nie. Die meeste mense hulle lewe of in die toekoms of in die verlede, maar hulle lewe nie in die oomblik. En dan ook jou vermoë om met mense te kommunikeer en koneksies te maak. Soos kinders, as jy 'n groepie kinders bymekaar sit, sal jy sien onmiddellik hulle begin speel. Hulle dink speletjies uit. Hulle daai natuurlike vermoë net om koneksie te maak met ander kinders. So nou gaan ek 'n bietjie praat oor die groot misverstand of the trick of the mind. En dit is een van die goed wat die grootste of die meeste probleme veroorsaak in ons as mens. Is wat ons noem the trick of the mind. Dit is jou emosies of jou ervaring. Waar kom dit vandaan? Wat is daai emosie wat jy, as jy nou kwaad raak of as jy opgewonde is, of waar kom daai emosie vandaan? En in meeste gevalle dan dink ons dat daai emosie kom van buite af. Jy sal hoor dat mense sê daai persoon het my nou so kwaad gemaak. Ek kan slange vang, of ek is nou so teleurgesteld in wat daai mens gedoen het, of daai ou dink nie veel van my nie. Ek kan sien hy het heeltemal 'n issue met my. So en so kan jy maar aangaan. Daar's verskeie of jy sal sê die persoon is hartseer, dan vra jy vir hom nou hoekom is jy hartseer? Dan sal hy sê nee, maar ek is hartseer oor my pa of my ma of iemand wat dood is, of hulle is sommer net hartseer oor hulle kinders. En dan is dit die trick of the mind is dat dit kom dan van iewers van buite af. En hierdie trick of the mind kom van dit is algemene ding. Dit is in enige ding so. Of selfs in die kerk of in die geloof. Dit is altyd iets wat van buite af kom. Die emosie wat jy ervaar kom van buite af. Dis iets of iemand wat dit veroorsaak. En dit is die grootste misverstand. En as jy hierdie ding kan uitklaar en verstaan, dan gaan jy 'n groot deel van jou probleme oplos. So wat jy moet verstaan is dat jou emosie en ervaring word binne in jou gegenereer op hierdie oomblik en elke oomblik wat kom. So jou emosies, dit wat jy ervaar, dit is maar net daar's 'n stimulus, daar's iets wat jou emosie of wat jou gedagtes daar's iets wat jou gedagtes stimuleer of trigger, en dan dink jy oor die ding, en dan as gevolg van die gedagte wat jy het, ervaar jy die ervaring. En daai emosie dit kan negatief wees of dit kan positief wees. Jy kan hartseer wees of jy kan opgewonde wees, of jy kan kwaad wees of jy kan bly wees. Dit is daar's verskillende emosies wat opkom as gevolg van die gedagte wat jy in jou kop gegaan het. So as jy dit net kan verstaan dat emosies of die emosie wat jy ervaar
kom nie van buite af nie, dit kom van binne af. Dis nie iets of iemand wat die emosie veroorsaak nie, dit is hoe jy dink oor iets of iemand. Dit is die gedagte wat in jou kop aangaan, wat die ervaring gee. So ons praat hier van 'n thought generated perceptual reality. En die kop is so sterk, die brein is so sterk dat jy kan partykeer as jy nou opgewonde raak oor dat jy op vakansie gaan, jy kan eintlik in jou gedagtes, jy ryk amper die see. So sterk is jou gedagtes. Maar jy is nie by die see nie, jy sit by die huis, maar daai gedagte wat jy het, maak jou opgewonde. So nou dink jy dis die vakansie wat jou opgewonde maak, maar dis nie die vakansie, dit is die hoe jy dink oor die vakansie wat kom, wat jou opgewonde maak. Dit is waar die emosie vanaf kom. So as jy hierdie kan verstaan, dat alle emosies wat jy ervaar, is 'n gedagte wat deur jou kop gaan. So dit is wat ons noem 'n thought generated perceptual reality. Kom ons vat hierdie prentjie as 'n voorbeeld. Nou dieselfde boere of dieselfde of verskillende persone kan na dieselfde prentjie kyk, presies dieselfde prentjie, en heeltemal verskillende emosies ervaar rondom dit. Die een ou kan jaloers wees en sê ek wens maar net my skaap het so gelyk. Kyk hoe mooi is hierdie skaap, maar myne lyk nie so nie. Nou kom daar 'n emosie van jaloesie daaraan. Of as my veld maar net so gelyk het. Dis droog by my, maar ek ervaar hierdie negatiewe emosie, want ek het 'n negatiewe gedagte rondom dit. 'n volgende persoon kan na hierdie kyk en sê, dis fantasties, kyk hoe mooi is daai oeye. En hy kan sien hoe floreer sy boerdery, of 'n boerdery as hy daarna kyk. En hy het weer 'n emosie van opgewondenheid in hom. Of 'n ander ou kyk daarna en sê, as hy met daai lammetjies lekker eet, as hy nog net so 'n bietjie meer gewig aangesit het, dan kan ons so daai choppie braai. En dan begin sy mond eintlik koil as hy dink aan daai skaap choppie. So almal kyk na presies dieselfde prentjie, maar die emosie wat hulle ervaar is totaal verskillend. So dit kan nie van die prentjie afkom nie. Dit kom van oor hoe jy dink oor dit wat jy op hierdie prentjie sien. Dit is wat die emosie of die ervaring vir jou gee, nie die prentjie self nie. Kom ons vat hierdie ook as 'n voorbeeld. So verskillende mense kyk na hierdie prentjie en hulle ervaar heeltemal verskillende emosies. Die ou wat deur die wildtuin ry en hy sien 'n jakkals, vir hom is dit verskriklik mooi. En hy sê, ag, kyk net hoe pragtig, kyk hoe mooi is daai jakkals. As dit 'n skaapboer is, dan as hy op die plek te donder in, en hy sê, as ek dan nou my geweer by my gehad het, sê jy dan nou gesien het, as hy nou 'n slegte ding oorgekom het. So totaal verskillende ervarings deur na dieselfde prentjie te kyk. So dit kom nie van die prentjie af nie, dit kom van hoe jy dink oor wat op die prentjie trigger iets by jou in jou gedagtes, en dan begin dink jy, en dan het jy wat 'n thought generated perceptual reality, en of dit dan 'n gedagte gegenereerde perseptuele realiteit is, 'n groot woord, maar dit kan so erg wees dat jy dink dit kom van die prentjie af, of dit kom van die jakkals af. Dis daai jakkals wat my so kwaad maak. Maar dis nie jakkals, dis hoe jy dink oor die jakkals wat jou so kwaad maak. As ons 'n bietjie na die politieke kant toe gaan, die meeste mense in Suid-Afrika, as hulle hierdie man se gesig sien, dan sien hulle rooi. Hulle raak eintlik so warm onder die kraag. En dan dink hulle, maar daar's 'n woede wat in hulle ontstaan. Dan is daar weer ander mense wat na hierdie prentjie kan kyk en baie opgewonde raak en dink, hierdie is ons leier, ons het hom nodig. So die vraag is, waar kom die ervaring vandaan? Waar kom die emosie vandaan? Dit kan nie van die prentjie afkom nie, want verskillende mense sien die ding verskillend. Hulle ervaar verskillende goede. So weer eens, as 'n voorbeeld,
Dit kom nie hiervan af nie, dit kom van hoe jy dink oor dit. As ek net daai gedeelte kan tuisbring by jou, dat dit wat jy ervaar, kom nie van dit waarna jy kyk of van buite af nie, dit kom oor hoe jy dink oor dit waarna jy kyk. So wat is die groot misverstand dan? So as ons dit nou kan so gaan opsom, dan sê ons jy plus misverstand. Met ander woorde, jy weet nie dat daai ding waarna jy kyk is 'n gedagte gegenereerde perseptuele realiteit nie. So jy ervaar dit as die werklikheid. So jy plus daai werklikheid. Dit is waar jou bekommernisse en jou angs en jou frustrasies en jou vrees en jou woede en jou verwyte en jou haat, jy's gatvol of opgewonde. Dit is jou ervaring daarvan, dan dink jy dit kom van buite af. Dit is iemand wat jou bekommerd is. Dit is die regering wat jou bekommerd maak. Dit is die droogte wat jou angstig maak. Dit is die middelman of dit is die kettingwinkels wat jou so frustreer met jou pryse, of jou vrees vir wat ook al, jou woede vir die politiek, of jou verwyte dat jy nie goed gedoen het toe jy dit moes gedoen het nie. En dan sê ons jy minus misverstand, met ander woorde jy weet waar kom dit vandaan. So dit is net in jou gedagtes. So as jy weet, dit is maar net hoe jy dink oor die goeders, dan kry jy duidelikheid, jy kry uitklaring, jy kry vrede en dankbaarheid. So dit is baie belangrik dat jy hierdie gedeelte verstaan, hoe dit werk. Hier is net nog 'n voorbeeld van 'n prentjie. So hierdie is 'n optiese illusie prentjie hierso. So as jy na die prentjie kyk, vra vir jouself, wat sien jy? Sien jy die mooi meisie of sien jy die ou vrou? So twee mense kyk na presies dieselfde prentjie. Die een sien die pragtige jong meisie met die hoedjie op die kop en die strikkie in die hare, en die mooi kin daarso. So en dan die ander ou kyk na hierdie prentjie en hy sien die ou vrou met die groot kakebeen hierso en die groot krom neus, en die oë daar beswaard. Dit is die verskil. Kyk na twee mense kyk na presies dieselfde prentjie, maar totaal verskillende ervarings. So wat is die gedagte, wat is dit wat jy sien? Wat is die gedagte wat in jou kop gaan? Want dit wat jy dink, dit is jou emosie, dit is wat jy ervaar. Goed, dan net so ietsie om jou te help. In meeste gevalle is mense in argumente betrokke of in 'n rusie betrokke, want om een of ander rede wil ons tog so graag reg wees. My opinie is reg, jou opinie is nie reg nie. Dit is hoe dit werk. Ek is reg, jy is verkeerd. In meeste gevalle is dit hoekom daar konflik is omdat die een reg wil wees en die ander een verkeerd, of die ander een verkeerd wil bewys. So die beste manier om uit konflik uit te bly is jy kan jou opinie lig op een voorwaarde, dat jy nie altyd reg wil wees nie. So 'n manier om dit te doen is, as jy in 'n gesprek is waar jy tussen ander mense is en jy wil nie onmin veroorsaak, of jy wil nie daar nou 'n rusie veroorsaak nie, dan kan jy wat ook al die gesprek is, kan jy sê, hierso is wat jy moet sê om dit te hanteer. Jy sê hierdie is my persoonlik, voor jy begin praat, dan sê jy dit is my persoonlike opinie. Hierdie is my persoonlike opinie. Hier is hoe ek dit verstaan. Dan jy sê dis jou persoonlike opinie en dan sê jy ook hier is hoe ek dit verstaan. En dan sê jy verder, ek kan heeltemal verkeerd wees soos wat gewoonlik die geval is, maar nietemin vir wat dit mag werd wees. En dan praat jy jou storie, dan sê jy hoe jy dit sien, hoe jy dit ervaar, wat is jou gedagte. Maar nou het jy die konflik ontlont, jy probeer nie vir iemand anders te sê hy is verkeerd nie, jy sê dis hoe jy dit verstaan, en jy sê ook dat jy mag verkeerd wees, jy kan verkeerd wees, jy is gewoonlik verkeerd, en dan sê jy maar net, en dit is hoe jy in enige gesprek
kan ingaan met enige iemand in 'n baie lekker gesprek kan gaan sonder om enige wrywing te hê, net omdat jy nou wil probeer sê jy's reg en die ander persoon is verkeerd. Kom ons kyk bietjie na die teddybeer faktor. Julle onthou toe jy klein was of selfs met dalk as jy nou kinders het, jou eie kinders het, as die kinders klein is, dan gee die ma gewoonlik vir die kleintjie of 'n teddybeertjie of 'n kombersie. En dis maar net is veral as die kinders nou as hulle begin alleen slaap in hulle kamer, dan is hulle mos nou bang vir die nag en die donker en vir al die monsters wat hulle gaan opeet in die nag. En dan kry hulle nou die teddybeertjie en die teddybeer beskerm nou vir hulle of die kombersie beskerm nou vir hulle. So dit is die teddybeer faktor wat ons van praat. En dan as daai kleintjie nou glo dat die teddybeer vir hom of vir haar beskerm teen hierdie monsters van die nag, dan slaap hulle baie rustig. En die vraag wat jy vir jouself kan vra is nou, kom dit van die teddybeer af of waar kom die rustigheid vandaan? En die antwoord is eenvoudig, dit kom omdat die kind, dit kom van die gedagtes, omdat hy dink die teddybeer beskerm hom. Die teddybeer kan hom nie beskerm of die kombers kan hom nie beskerm nie, maar omdat hy in sy gedagtes so daaroor dink, kry hy die ervaring van beskerming of rustigheid wat oor hom neerdal. So nou in die grootmenswêreld is dit baie keer ook as jy vir jou vra nou wat is jou teddybeer? Wat is jou teddybeer? Is dit geld? Is dit status? Is dit jou motorkar? Is dit jou wat is dit wat jou beskerm? Wat maak dat jy jou vrese of jou goeders oorkom? En in meeste gevalle in die grootmenswêreld is die teddybeer faktor is gewoonlik status of jou pos wat jy beklee of geld of so. Dit is gewoonlik die teddybeer. So wat is jy en hoe is jy as jy daai goeders wegvat van jou af? En dan gaan ons ook kyk hierso, hoekom is gevoelens nie die probleem nie en hoekom is gevoelens nie persoonlik nie. Ons kom weer terug daarby dat jou gevoelens of jou ervarings, jou emosies wat jy ervaar, kom nie van buite af nie, dit kom van binne af. So daai emosie wat jy ervaar is nie 'n probleem nie. Die probleem kom wanneer jy dink dit kom van buite af. Die probleem kom wanneer jy dink dat daai ervaring wat jy het kom van buite af, dit kom van iemand af, dit kom van iets af. Emosies is ook nie persoonlik nie. Dit kom nie van iemand af nie. Dit is nie iemand wat jou kwaad maak nie. Dit is nie iemand wat veroorsaak dat dat dit sleg gaan met jou. Dit is hoe jy dink daaroor wat dit veroorsaak. So dit is nie, emosies is nie persoonlik nie. Nou die beste manier om dit te verduidelik is as jy gaan kyk na jou motor. In jou motor het jy 'n brandstofmeter en jy het 'n temperatuurmeter. Nou die brandstofmeter sê vir jou hoeveel brandstof daar in die voertuig is. En die temperatuurmeter sê vir jou wat die temperatuur van die voertuig is. Die goed het niks mekaar uit te wy nie. So die temperatuurmeter sê nie vir jou daar's brandstof in jou. Die brandstofmeter sê nie vir jou iets van die temperatuur nie. So nou dit is hoe dit werk met jou gedagtes of met jou emosies ook. Die emosies wat jy ervaar, al wat dit vir jou sê is wat se gedagte op daai oomblik. Die oomblik as jy 'n emosie ervaar, dan is dit maar net soos 'n meter wat vir jou sê waaraan dink jy op daai spesifieke oomblik. Dit is net die meter van die gedagte. Die emosie is die meter van die gedagte. So dit sê vir jou niks anders. Dit sê niks vir jou van die persoon nie. Dit sê niks vir jou van die omstandighede of enigiets daarvan nie. Dit sê net vir jou waaraan dink jy op daai spesifieke oomblik. Dis al. Dis dit. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie hier na die trick of the mind of die misverstand. Iets soos bekommernis. As jy bekommerd is oor iets, dan is dit maar net, dis 'n toekomstige gebeurtenis of uitslag. So jy's bekommerd daaroor dat dit nie gaan wees soos wat jy dink dit moet wees nie. So dis maar net 'n gedagte. Dis net 'n gedagte. Jy het eksamen geskryf
en jy is nie seker of jy gaan deurkom nie, nou is jy bekommerd daaroor. Nou, dit is net die gedagte, dit is die misverstand. Twyfel, jy twyfel in jouself of jy twyfel in iemand, jy twyfel in iets se kwaliteit of in iemand se waardes. So die twyfel is maar net 'n gedagte. Die gevoel wat jy ervaar van twyfel is dat jy of die persoon of die ding waarmee jy werk nie sal voldoen aan die vereistes wat jy stel in jou kop nie. Dit is die twyfel. Dis waar dit is. Dit kom nêrens van 'n ander plek af nie, kom net van jou kop af. Of as jy ongeduldig is. Iemand wat sê ek is verskriklik ongeduldig, of jy nou sê jy met daai persoon maak my ongeduldig. Dit is jy sit in die verkeer en die verkeer beweeg nie. Nou sê die verkeer maak my ongeduldig. Maar dit is nie die verkeer wat jy ongeduldig maak nie, dis hoe jy dink daaroor wat jy ongeduldig maak. Met ander woorde dis iets wat jy glo wat nie vinnig genoeg gebeur nie. Volgens jou gebeur dit nie vinnig genoeg nie, nou is jy ongeduldig. Of vrees is jy's bang vir die gevolge van iets wat gebeur wat nie gaan uitdraai soos wat jy verwag nie. So dis die vrees dat daai ding gaan nie gebeur soos wat jy dink dit gaan gebeur nie. En dan kritiek is wat gaan ander mense se opinie wees as jy iets doen. As jy nou iets doen, wat gaan ander mense sê daarvan? Mense het nog niks gesê nie. Dis nog net jy wat daaroor so dink. Of verwyd is gebeurtenisse, goed wat nie verlede gebeur het. Waaroor jy jouself verwyd, jou selfbeeld wat ander mense gaan kwytraak van jou, iets wat opgewonde, iets wat nog moet gebeur. Nou 100% van hierdie gevoelens en ervarings is 100% refleksie van jou gedagte gegenereerde perseptuele realiteit. Met ander woorde wat op daai oomblik in jou kop aangaan. Dit het niks met die goed buite te doen nie. Dit het alles te doen met hoe jy daaroor dink. Nou wat is die gevare van hierdie perseptuele realiteite? Nou kom ons gaan kyk net 'n bietjie na iemand wat bloos. As jy was al in 'n gesprek gewees waar iemand in 'n groep 'n suggestiewe grappie vertel en dan bloos daar 'n persoon bloedrooi oor die grappie wat vertel is. Maar dis nie die grappie wat die persoon laat bloos nie, dit is hoe daai persoon op daai oomblik dink oor daai grappie. Dit is wat in daai persoon se gedagtes aangaan wat die reaksie van die bloos veroorsaak. Party mense sal bloos, ander sal glad nie bloos nie. Ek meen wat ook al op daai spesifieke oomblik deur jou gedagte gegaan het. Dit is wat die ervaring gee. Nou die ervaring daarvan, die feit dat jy bloos, is jy het op daai spesifieke oomblik gedink aan 'n ding en dit het jou skaam gemaak en die feit dat jy skaam geraak het veroorsaak dat jy bloedrooi geraak het. Want die are het vergroot in jou gesig, jou hart klop vinniger, jou hart skop en ek sou sê so dit is die fisiese invloed wat daai spesifieke gedagte op daai spesifieke oomblik op jou liggaam gehad het. Dit is hoe sterk jou gedagtes is en dis die effek van jou gedagte op jou liggaam. Nou as jy die ander kant daarvan gaan vat en jy sê as 'n suggestiewe grappie kan veroorsaak dat my liggaam my are vergroot en my gesig bloedrooi raak en my hart vinniger klop. Wat is die effek daarvan dat as ek heeltyd stres, as ek heeltyd negatiewe gedagtes in my kop het, as ek heeltyd worry oor goeders wat nog nie gebeur het nie, of as ek myself heeltyd verwyd oor goed van die verlede, daai verwyte en negativiteit wat deur my kop gaan, daai negatiewe gedagtes, wat is die fisieke impak wat dit op my liggaam het? Deur heeltyd myself bloot te stel in my gedagtes aan dit. Nou, dit is hoekom mense hulle self letterlik siek kan dink, met al die gedagtes wat deur hulle kop gaan. En dan sal iemand vir jou sê, nou waar kom die stres vandaan? En dan is die misverstand
te sê maar die stres kom van dit is my werk wat my so stres, of is my baas wat my so stres, of dis die droogte wat my so stres. Dit is nie die goed wat jou stres nie, dit is hoe jy dink daaroor wat jou stres. So jy sal moet die oomblik as jy daai ervaring het, daai emosie, moet jy vir jouself vra, nou waar kom dit vandaan? En as jy vir jouself die oomblik as jy vir jouself vra, nou waar kom dit vandaan? Dan is dit asof jy onmiddellik uit daai situasie uitval in die werklikheid, dan is jy in die oomblik, dan lewe jy in die oomblik. So dit is hoe dit werk. So wat beteken geluk? Wanneer is jy gelukkig en wanneer is jy ongelukkig? Nou, die realiteit is dat jy kan nie meer gelukkig wees as wat jy op hierdie spesifieke oomblik is nie. Maar jy kan ook nie meer ongelukkig wees as wat jy op hierdie spesifieke oomblik is nie. Omdat die emosie wat jy ervaar van geluk of ongeluk is 'n gedagte wat deur jou kop gaan. So as jy positiewe gedagtes het, as jy dankbaar is, as jy al hierdie misverstande uit die weg uitruim, dan is jy gelukkig. Of as jy daarmee saamgaan in jou kop, met al hierdie perseptuele realiteite in jou kop sit, en jy ervaar dit as die werklikheid en jy sê vir jouself dit kom van buite af, dan is jy ongelukkig. Jy is ongelukkig oor hierdie goeders. Jy kan ook nie iets of iemand kan nie vir jou geluk bring nie. Baie keer sal mense sê, maar as ek nou net eendag daai huisie by die see kan bekostig, of as ek nou vir my so aftreeplaasie het, dan sal ek nou baie gelukkig wees. Maar daar's geen waarborg dat jy gelukkig kan wees as jy daar kom nie. Want dit kan totaal anders uitdraai. Jy kan 'n huisie by die see kry en dan is jou buurman is die grootste pyn in die agterend, en dan is dit wat jy gedink het gaan lekker wees, is nie lekker vir jou as jy daar kom nie. Of jy het 'n plaasie daar, wat jy jou aftreeplaasie, en dan jy soveel probleme op daai plaas, dat jy vir jouself sê, jy moes nooit ooit daai plaas gekry het nie. So, dit wat jy, daai perseptuele realiteit van geluk is net in jou kop. Dit is nie, kom nie van iewers of iemand af net. Iets of iemand kan dit ook nie vir jou bring nie. Die feit, 'n dier, daai Land Cruiser stasie wat jy so begeer. Ek dink as ek hom net eendag gaan koop, dan gaan ek gelukkig wees. Nee. Jy kan net so gelukkig wees soos wie jy nou is, of net so ongelukkig soos wat jy dit. Dis 'n keuse wat jy maak. So kies dan sommer net om gelukkig te wees in hierdie oomblik. En dan sal die lewe, daai kwaliteit lewe wat jy na streef, kan jy dag vir dag vat en jy gaan baie baie gelukkig wees. So wat beteken sukses? Wat beteken sukses vir jou? In een van daai vrae wat jy moes beantwoord het, was een van die vrae daar juis, wat beteken sukses? Hoe lyk sukses vir jou? Nou, ongelukkig is geld of rykdom die maatstaf waarmee die wêreld sukses meet. Jy sal baie hoor en sê, maar daai ou is baie suksesvol. Kyk in wat sy huis bly, of kyk hoe groot gronde het, of wat sy voertuie ry. Of hulle praat, ek hoor baie die mense praat van daai ryk plaasboere. Hulle is al baie suksesvol. Maar sonder om enigstens te weet wat gaan in daai ou se persoonlike situasie aan, hoe lyk sy bank ensovoorts. Dit is maar net mense van buite af is geneig, die wêreld is geneig om sukses te meet aan die maatstaf van rykdom of geld. Nou, die realiteit is, jou persoonlike sukses word bepaal na mate jy die doelwitte bereik wat jy vir jouself gestel het. So, jy is net so suksesvol soos wat jy die doelwitte bereik wat jy vir jouself gestel het. As jy die doelwitte bereik wat iemand anders gestel het vir jou, dan is jy nie suksesvol nie, dan is daai persoon suksesvol. So jy moet vir jouself gaan uitwerk, wat is dit? Wat is daai persoonlike doelwitte wat jy vir jouself stel? En dan moet jy dit monitor om te kyk of jy daarby uitkom. En as jy by jou persoonlike doelwitte wat jy gestel het uitkom, dan is jy hoogs suksesvol volgens jou maatstaf. So as jy nie besluit wat jy met jou lewe wil maak nie, dan gaan daar verseker ander mense wees wat gaan besluit wat jy met jou lewe moet maak. Maar dan lewe jy nie meer jou lewe nie, dan lewe jy iemand anders se lewe. Jy lewe iemand anders se droom. So
Jy hoor baie keer wat mense sê, ek is 'n verskriklike kompeterende mens. En dan vra ek vir myself af, nou met wie kompeteer jy? Nou as iemand sê hy's kompeterend, hoekom met wie kompeteer hy? Wat is dit wat hy of is sy maatstaf wat hy stel dalk net dit wat iemand anders doen? So dis sy doelwit is om te doen wat daai ou doen. So hy dink hy's kompeterend, hy kompeteer met daai ander persoon, maar eintlik kompeteer hy maar net met homself. Hy kompeteer net met sy eie doelwitte. Nou hierso is 'n gesegde dat sê the only victory in life that counts is the victory over yourself. Nou dit is baie belangrik. Die enigste oorwinning in die lewe wat tel is die oorwinning oor jouself. As jy jouself gewen het, dan het jy die saak gewen. Gaan vra 'n bietjie vir jouself die vraag: wat is die een resultaat wat die grootste verskil in jou lewe sal maak? Sou jy dit bereik? Sou jy dit regkry? Nou ek vra baie keer vir my boere hierdie vraag: wat is die een resultaat wat jy dink die grootste verskil in jou lewe sal maak? Sou jy dit bereik? En hier's van die antwoorde wat ek al gekry het. Van die boere het vir my gesê om my grond vol te stop met vee, of as die klimaat net meer voorspelbaar was, of positiwiteit, of een ou het gesê as ek 150% speenpersentasie kry, dan is die saak reg. Ander ou het sê suksesvolle boerdery. Die een ou het gesê as hy net 1 jaar se uitgawes as reserve in kontantvloei kan hê, dan dink hy dan het hy die saak gewen. Ander ou het weer gesê om gelukkig te wees met mense, goeie menseverhoudings. Ander ou het sê as hy net sy ramverkope kan regkry. Ander ou het sê as hy beter lampersentasie kan kry. So gaan vra jy vir jouself die vraag af: wat is daai resultaat wat die grootste verskil in jou lewe sal maak? En kyk bietjie wat is jou antwoord daarop. Die antwoord op die vraag is wat is die een resultaat wat die grootste impak op jou lewe sal hê, sou jy dit regkry? En daai antwoord is klaring of duidelikheid, clarity. Met ander woorde, wanneer jy besef, wanneer jy hierdie misverstande uit die pad kan kry, wanneer jy besef dat die emosie wat jy ervaar, dit kom van binne af. Die oomblik as jy besef dat daai is maar net 'n gedagte gegenereerde persepsie. So as jy dan wat hulle noem uit lalaland uit, as jy kan in die oomblik kom en besef dat daai emosie wat jy ervaar is maar net 'n gedagte wat deur jou kop gaan. Want jy sou al gehoor het dat as enige besluit wat jy neem wat daai emosies betrokke is gewoonlik 'n swak besluit. So jy wil al jou besluite wat jy neem, wil jy sonder enige emosie, daar moet geen emosies betrokke wees wanneer jy 'n besluit neem nie. Met ander woorde, jy moet 100% klaring hê of jy moet 100% duidelikheid hê daaroor. En dan kan jy aksie neem. Met ander woorde, as jy dan duidelikheid het, dan sal die oplossing wat jy kry, sal dan en die aksie wat jy neem, sal vir jou die resultate gee wat jy wil hê. Maar as jy nie duidelikheid het oor daai probleem wat jy het of die situasie nie, as jy nie duidelikheid daaroor het nie, dan gaan jy heel moontlik die verkeerde oplossing mee voor 'n dag kom en dan gaan die aksie wat jy gaan loods, gaan nie vir jou die resultaat gee wat jy wil hê nie. So hierso is maar net 'n dingetjie om dit te onthou. Kar is klaring plus aksie gee vir jou resultate. Dis maar net wat jy sommer in kort vir jouself kan onthou. As jy meer wil uitvind oor my Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram, dan stel ek voor dat jy eers die skaapboerdery evaluasie gaan doen, sodat jy 'n indikasie kry van waar staan jou boerdery ten opsigte van die ander skaapboerdery in Suid-Afrika. Gaan klik op die skakel reg onder hierdie video wat sê skaapboerdery evaluasie. So 15 vrae wat jy moet beantwoord en dan sal jy 'n stelling kry wat vir jou dan 'n aanduiding gee van waar staan jy. As jy minder as 80% kry, dan dink ek het jy hulp nodig. Gaan volg maar net die stappe. Dan kan jy deel word van my Welvaart met Skaap mentorgroep en binne daardie groep sal jy dan ook 'n uitnodiging kry om deel te word van die Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram.
En dan verder ook, as jy nog nie die e-boek aangeskaf het, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery, kyk vir die skakel hier onder in die beskrywing, gaan klik op daai skakel en skaf jou daai boek aan. Dit is ook 'n baie handige handleidingkie wat jy kan gebruik om te sorg dat jy jou boerdery kry onder die top 20% van skaapboere in Suid-Afrika. As jy al iewers in jou boerderyloopbaan gewonder het of dit die moeite werd is om te boer, of gewonder het hoekom doen jy wat jy doen, dan stel ek voor jy gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm verskyn.